Ons gesels vanoggend met Kim Geldenhuys van Snyman die Jager en vanoggend fokus ons op lewende testamente en kodes. Hulle goeiemôre Kim. Môre julle. Môre. Dit is so lekker om jou hier te hê so teen die einde van die jaar se kant. Jy sê jy's besig. Dit gaan rof daar by jou. Dis baie besig nou. Ons is amper aan die einde, maar ja, dit is 'n baie besige tyd. Ek glo vir almal daar buite. Maar ons is dan dankbaar dat jy vanoggend hier is om met ons te gesels oor testamente. Kom ons begin by wat is 'n lewende testament? Ja, so dit is nou interessant. So ons het nou al redelik oor testamente gepraat, maar 'n lewende testament is basies 'n aparte dokument van jou testament waarin iemand 'n opdrag gee indien hulle dalk mediese behandeling ontvang wat hulle aan die lewe hou om daai mediese behandeling te staak. Okay. En dan is daar regsekerheid rondom lewende testamente in Suid-Afrikaanse reg, want dis seker 'n moeilike saak. O ja, teoreties gesproke glad nie. Nee, daar is nie. Maar prakties gesproke is daar maar baie wye opinies en interpretasies. In terme van Suid-Afrikaanse reg word lewende testamente nog nie as 'n regsinstrument erken nie. En as gevolg van die regsonsekerheid skep dit 'n verwagting vir persone as hulle so 'n dokument wel opstel dat daai wense uitgevoer kan word. En dan verder kan mens ook interpreteer as jy kyk na die grondwet, ek meen ek het die reg op lewe, maar ek het ook die reg op liggaamlike en verstandelike integriteit. Maar as gevolg van hierdie regsonsekerheid is daar net nog nie heeltemal daai plek waar jy kan sê dit is 100% uitvoerbaar nie. Ja. So Kim, 'n lewende testament dan, is dit afdwingbaar met inmenging van die nasionale gesondheidswetgewing of glad nie? Ja, soos wat ek nou genoem het, dit is heeltemal nog nie erken nie. Alhoewel ek gaan nou kyk gou na 'n saak, dit was Clark versus Hurst in 1992. So die applikant het basies aansoek gedoen by die Hooggeregshof om aangestel te word as 'n kurator ad persona oor die persoon om die persoon se mediese behandeling te staak. En hy het bygevoeg ook vir die hof dat die persoon het 'n lewende testament en dit was die persoon se wens. So alhoewel die hof in daai saak gesê het ek gee erkenning, hierdie dokument bestaan het hulle wel gesê jy moet optree in beste belang van die pasiënt en nie in die beste belang van sy wense nie. Sjoe. So daar is gevalle waar lewende testamente en wense al oorgegaan het na hofsaake toe. 100%. En as jy gaan kyk eintlik na jy weet na ons reg en as gevolg van die onsekerheid veral met die nasionale gesondheidswetgewing het 'n mediese praktisyn absoluut die verantwoordelikheid om alles te doen om 'n pasiënt se lewe te red. So om 'n testament te kom of kom ek sê 'n lewende testament af te dwing op daai stadium, maar daar is dalk vooruitsigte dat die persoon kan herstel. Jy weet is regtig moeilik. Alhoewel dit heidaglik kan staan as gemoedsrus vir jou familie, jy weet indien daai besluit geneem word, dan kan jy ten minste weet dit is wat die geliefde wou gehad het. As ek dit nou verder kan vat, jy weet as ons sê S versus Hartman, dit is 'n ander saak in 1975, kyk hoe ver terug gaan ons. Ja. So hierdie persoon was 'n mediese dokter en sy pa was in 'n hospitaal behandel gewees. Hy het hom toe oorgebring na die hospitaal toe waar hy hom toe nou verder behandel het, maar sy pa was regtig ongelooflik siek. Hulle was baie naby aan mekaar, 'n regtig goeie verhouding as pa seun gehad en ek dink dit het 'n baie emosionele, jy weet, uit of impak op hom gehad op daai stadium. Alhoewel sy pa ingestem het om te sê, jy weet hy wil nie meer deur hierdie pyn gaan nie, het hy toe sekere stappe uitgevoer om vir hom sekere toedienings te gee in sy drip, as ek dit so kan stel. En dit het oorgegaan eintlik na 'n moordsaak toe, maar as gevolg van 'n unieke saak het hulle toe op die uiteinde van die dag besluit hy kry net 1 jaar se tronkstraf as gevolg van jy weet dat hy hom wou gehelp het. As jy kyk in Nieu-Seeland en in die buiteland, ek meen daar's baie lande wat wel dit erken. So in Nieu-Seeland was daar professor Ferguson gewees waar hy basies ook sy moeder gehelp het en hy was ook, jy weet, aanspreeklik vermoord gewees. Maar heidaglik nou het Nieu-Seeland oorgegaan en hulle vat genade dood. So dit is 'n baie moeilike onderwerp. Jy weet jy wil nooit aan masjiene gekoppel word nie, jy wil nie deur dit aan die lewe gehou word wanneer jy miskien daai vooruitsigte het iemand te hou. 'n Mediese praktisyn het jy weet 'n verantwoordelikheid om jou te probeer help in daardie opsigte. Dit is 'n moeilike onderwerp en 'n sensitiewe onderwerp. Absoluut. As jy kyk, ek dink in Engeland is hulle ook besig om te stem daaroor of dit is in die parlement en ek dink dis iets wat mense so verdeel ook. So dit is iets wat mense met baie sensitiwiteit moet hanteer en oor praat. Kim, wat behels 'n korresel tot 'n testament? So jy het jou testament en indien jy dalk
sekere klousules van jou testament wil wysig, dan in plaas van om 'n hele dokument oor op te trek, dan vat jy byvoorbeeld 'n dokument en jy verwys na 'n klousule in 'n testament en sê ek wil daai spesifieke paragraaf herroep en dit vervang met sekere nuwe aspekte. Sonder dat jy die hele testament hoef oor te doen. 100%. O, dis lekker. En dan watter vereistes moet daar dan voldoen word om so 'n kodesel geldig te maak? Want mens kan seker ook maklik kanse vat met so iets. 100%. Ek meen as jy nou jou testament het en jy moet hom nou uitvoer en jy's 'n klomp los papiertjies, gaan dit 'n de mekaar situasie kan veroorsaak. So hy moet ook gedateer word. Hy moet ook geteken word deur die persoon en hy moet ook getuies hê. En hy moet baie duidelik wees oor die klousules wat jy herroep. Ek meen dit kan 'n heeltemal 'n de mekaar situasie ook veroorsaak. So jy moet versigtig wees wat jy sê in daai kodesel. Dis nou presies wat ek wil weet. Ekskuus, waarom moet 'n individu deeglike oorweging skenk aan die feit dat hulle wil gebruik maak van 'n kodesel tot 'n testament? Ja, so jy verwys miskien ek bemaak my boedel aan 2 partye en jy gaan sê jy wil eintlik net een party vervang met iemand anders en jy sê per ongeluk jy herroep dit ten volle en jy verwys na die verkeerde paragraaf toe, dan kan jy absoluut veroorsaak dat jou boedel moet anders uitgevoer word. So jy moet regtig ook wanneer jy kodesel doen, alhoewel dit 'n maklike manier is om gou-gou ietsie te wysig, is dit nog steeds, jy weet, adviseerbaar om eerder met iemand te gesels oor dit en te kyk hoe kan jy daai wettiglik doen. Alhoewel dit 100% doenbaar is, moet jy net seker maak dat jy dit reg uitvoer. Want foute kan tog inslip. Ek wil sê amper makliker as wat jy dit net van voor af doen as jy nou soos jy sê iets verwyder en iets insit. Absoluut. Ja, en ons sien dit baie en ek dink dit maak die hele proses dan de mekaar en dit is wanneer daar dispute ontstaan. Die bedoeling was dalk anders geweest, maar nou sit jy met daai 2 dokumente. En veral as jy, soos jy nou sê, 'n begunstigde wil vervang, dan moet jy verskriklik mooi verstaan hoe 'n kodesel werk en wat presies die goeders behels, nê? Wil 'n mens nie dan sommer eerder die hele testament net oordoen en seker maak jy daai paragraaf reg ingevul nie? Ja. Wat beveel jy aan? Ja, ek voel, jy weet, en dit is my advies, hersien eerder jou hele testament. Kyk dat dit mooi saamlees, uitvoerbaar is, want ek meen dit is 'n maklike manier om dit te doen en 'n vinnige manier, maar op die uiteinde van die dag wil jy tog hê jou wense moet weerspieël word in dit. So my advies is absoluut hersien jou testament in volle. Dit is regtig ook 'n vinnige proses om dit oor te doen en net daai klousule wat jy miskien wil vervang net sommer weer in te werk in jou huidige testament. Sê net gou, as ek my testament opdateer of 'n gedeelte daarin vervang, nou wie toe moet ek almal, sê nou maar ek het nou elektronies op my rekenaar, nou wie toe moet ek almal kopieë stuur en hoeveel mense moet teken om dan my nuwe weergawe geldig te maak? 100%. So jy as die persoon wat nou die testatrice is, in die geval sal jy testatrice wees met 2 getuies, met teken onafhanklike getuies. En ek sal altyd aanbeveel jou oorspronklike testament, want die meeste randvoor net 'n oorspronklike testament moet by iemand geliaseer word. Ja. Soos 'n professionele persoon of 'n veilige bewaring gehou word in jou kluis. En dan jou kopie kan dan gaan aan die persone miskien wat jy wil hê moet weet van jou wense. Want dit is heeltemal ook die geval waar persone kom en hulle soek na 'n testament en hulle weet nie waar lê die testament en inteendeel het jy dalk een uitgevoer maar niemand weet van dit nie. Kim, as ons net gaan terug na daai lewende testament toe en die wetgewing rondom dit en ons nou gepraat van die verskillende lande, is daar sprake in Suid-Afrika wat ons beweeg na 'n rigting toe waar ons meer definitiewe wetgewing besig is om te skep op te debatteer? Ja, daar is nou in 2019 het hulle die nasionale Health Amendment Bill uitgebring. So wat hulle aangevoer het en eintlik bekend gestel het was om eerstens te sê, okay, 'n persoon moet 18 jaar en ouer wees en hulle moet weet wat hulle doen in terme van so 'n dokument. Tweedens het hulle gesê dat daai wat ek nou genoem het, daar is 'n artikel wat dan sê die mediese praktisyn het 'n verantwoordelikheid om dan te kyk, jy weet, in watter situasie bevind die persoon hulle. Is daar vooruitsigte dat die persoon kan herstel of is die persoon in 'n vegetatiewe posisie, jy weet, is dit 'n ongeneeslike situasie en of iemand wat in 'n koma verval het en wat nie weer uit dit gaan kom nie. En dan het hulle gesê dat die mediese praktisyn kan aandag gee aan daai lewende testament natuurlik met ingeligte toestemming. Alhoewel hulle nou hierdie voorgelê het, is dit maar nog steeds baie vaag want daar's baie verskillende opinies. Ek meen jy wil nie iemand aanpoor om te sê dit is jy kan nou besluit neem namens iemand se lewe nie. Maar ek dink waar die mediese praktisyn die verantwoordelikheid kan, jy weet, saam met hulle droom te sê okay, maar daar is nie vooruitsigte nie.
dan kan daar besluite geneem word, maar dit is nog absoluut net nog nie daar nie. Sure. Kim, as kykers met julle wil kontak maak, hoe doen dit? Ja, hulle kan ons kontak by 012-663-1680. Ons webtuise www.snymandejager.co.za. Kim, baie dankie vir jou tyd vanoggend om te praat oor hierdie baie belangrike onderwerp wat ook sensitief is, maar ons waardeer jou tyd vanoggend. Dankie, dit was Dankie. lekker hier.